Die dag toe jy Jesus Christus ontmoet het, het jou hele lewe verander. Jy kon nooit weer dieselfde wees. Die dag wat die Here jou ontmoet het en jy jou lewe vir hom gegee het, begin hy jou oproep na heiligheid. Jy sien hierdie tema van leef vry, kon net sowel gesê het, ek roep jou op na heiligheid. Jy sien as paas weer betrokke raak, ouers weer betrokke ouers is, nie agter geld aan hardloop nie, maar die woord van die Here in hulle huise verkondig. Sal ons kinders hê wat die woord van die Here in die skole gaan verkondig. Gemeente, vanaand wil ek so 'n bietjie met julle oor ons visie praat, maar ek wil ook so 'n bietjie saam met jou droom oor hierdie jaar 2026. Nou ek weet nie van julle nie, maar nuwe jaar en nuwejaarsvoornemings en goeters is nie eintlik my ding nie. Net want dis net nog 'n datum. En ek weet ouens celebrate dit en hulle skiet vuurwerke en hulle skiet champagne bottels en alles op nuwe jaar en eintlik is dit net nog 'n dag. En as jy 'n roetine mens is soos ek, dan staan jy maar die volgende dag op en jy gaan maar weer gym toe en jy doen maar weer Bybelstudie en al die goeters volg maar net soos normaal. En snaaks genoeg, einde laas jaar was ek nie vreeslik opgewonde oor 2026 nie. Want is net nog 'n jaar, nê? Totdat hierdie jaar aangebreek het. En ek ervaar so in my gees dat 2026 'n ongelooflike jaar gaan wees. Nou die van julle wat ver oggend in die diens was, weet dat ons tema vir hierdie jaar, ons visie vir hierdie jaar is leef vry in Jesus. As jy dit nie weet nie, kan jy hierna kyk. Halleluja. Ons visie vir die jaar is leef vry in Jesus. Hierdie jaar gaan God jou challenge in jou persoonlike lewe, God gaan jou challenge by die werk, God gaan jou challenge in jou familie. Hierdie jaar gaan 'n challenging jaar wees. Want God wil ons oproep na iets meer. En toe ek hierdie tema net hierdie jaar in my hart val, toe besef ek, God is met ons op pad. God is met ons op pad in 2026 en hierdie gaan 'n great jaar wees. Ek wil hê jy moet hierdie datum neerskryf in jou Bybel met 'n verwagting. Of dalk het jy 'n lysie van verwagtings. En die rede hoekom ek wil hê jy moet dit doen is, hulle sê hoekom meeste mense se nuwejaarsvoornemings nie werk nie is as gevolg van 2 redes. Okay? Die eerste ding is, dis nie baie spesifiek nie. So ouens sal sê, ek wil net meer oefen as laas jaar. Nou, as jy laas jaar net 1 keer geoefen het, is dit baie maklik om te bereik. Jy moet net 2 keer gaan. So wees baie spesifiek. En dan die tweede ding is, hoekom mense hulle nuwejaarsvoornemings uitstel. Hulle sê die beste tyd om 'n boom te plant was 100 jaar terug. Die tweede beste tyd is vandag. Nou ek wil vir jou sê, die beste tyd om jou drome en jou planne uit te leef was gister. Die tweede beste tyd is vandag. En baie van ons stel uit. Gelukkig is dit môre maandag, so die van julle wat gesê het jy gaan maandag oefen, halleluja. Nou ek wil vanaand begin deur vir jou te sê, die dag toe jy Jesus Christus ontmoet het, het jou hele lewe verander. Nee, die Bybel sê die volgende in Psalm 34 vers 8, en ek gaan dit in Engels lees, want dit sê dit net vir my so mooi. Het sê, taste and see that the Lord is good.
Oh, the joys of those who take refuge in him. Taste and see that the Lord is good. Dis so ongelooflike vers. Toe Theodor net begin praat, toe dog ek ook gou na, daar gaan my preek. Want hy het ook hierdie versie aangehaal, nee. Ek wil vir jou vanaand sê, die dag toe jy Jesus Christus ontmoet het, het jou hele lewe verander en jy kan nooit weer dieselfde wees. Dis onmoontlik. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek kan onthou die dag toe ek Jesus ontmoet het, toe ek God vir die eerste keer ontmoet het. Nou ek kan nie vir jou 'n presiese dag of datum gee nie, maar ek kan onthou ek was min of meer 13, 14 jaar oud en ek was by 'n jeugbyeenkoms een aand en die Heilige Gees het my net op daai aand ontmoet. En van daai dag af kon ek nooit weer dieselfde wees. En glo my, van 13, 14 jaar af tot nou toe het ek 'n paar foute in my lewe gemaak. Het ek 'n paar sondes gedoen. Maar weet julle wat, gemeente, elke keer wat ek 'n fout gemaak het of wat ek gesondig het, was daar 'n stemmetjie aan die agterkant van my kop wat vir my gesê het, moenie dit doen nie. Of jy lewe ver van my af. En dis hoekom ek vanaand vir jou wil sê, dat die dag toe jy Jesus Christus ontmoet het, het jou hele lewe verander, jy kon nooit weer dieselfde wees. Want daai stemmetjie kan jy nie van ontslaa raak. Al val jy terug in sonde, sal God jou nie los nie. Die woord van die Here sê, die goeie werk wat hy in jou begin het, sal hy volëind. Die goeie werk wat hy in jou begin het, sal hy klaarmaak. Jy kan nooit weer dieselfde wees. Nou interessant genoeg, ek loop so 'n bietjie, ek was die vakansie daar in Mossel Baai, en ons loop al tussen die stalletjies rond. Nou ek is nie 'n ou wat hou daarvan om Christen hemde te koop nie, want net nou ry 'n taxi voor my in. Dan wil ek net uitklim, jy weet. Dan maak dit nie sin om 'n groot kruis op jou hemd te hê of agter op jou rug nie, nê. Maar ek loop al deur die stalletjies en hierdie hemp wat ek aan het vanaand vang my oog. Nou, hier staan op hierdie hemp, come as you are. En dis baie waar, nê. Dis so waar, dat die dag toe ek Jesus ontmoet het, het my lewe eintlik uitmekaar uitgeval. Die dag toe ek Jesus Christus ontmoet het, was ek vol sonde, het ek gevloek soos 'n matroos, het ek 'n klomp goeters in my lewe gehad wat nie reg was. En ek kon vrymoedigheid vat om voor die koning van die konings te gaan staan en te sê, Here, vat alles. Vat alles en was my skoon. Here, ek wil beleef wat ek gesien het almal anders te beleef. Here, ek wil hê dit wat ek al gehoor het mense oor praat. Ek wil nuut wees. Here, kom vat hierdie goed. En ek dink daar's 'n klomp van ons, nê, die dag toe jy Jesus ontmoet het, was daar 'n klomp baggage wat saamgekom het, nê? Maar wat ons as gelowiges baie van hou, is ons hou daarvan om by hierdie versie of hierdie gedeelte stil te staan, come as you are. Nê? Kom net soos wat jy is. God gaan jou lief hê en aanvaar net soos wat jy is. En is baie waar. Maar die Here het jou te lief om jou daar te los. Jy sien, hierdie gedeelte moet eintlik ingekleer word. En dan moet eintlik by dit staan dat die dag wat die Here jou ontmoet het en jy jou lewe vir hom gegee het, begin hy jou oproep na heiligheid. Nou ek wil vir jou 'n gedeelte lees en hierdie versie is een van my gunsteling versies in die woord van die Here. Is 1 Petrus 1 vers 14 tot 16. Dit sê die volgende: As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewens inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, die julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskryf, wees heilig, want ek is heilig. Gemeente, hierdie vers het my hierdie Desember toe ek bietjie hieroor dink en
en bietjie oor hierdie tema van die jaar bid, het hierdie vers my geslaan, want eintlik wat leefvry beteken is, God roep ons na heiligheid toe. God wil hê jy moet vrykom van jou verlede, jy moet vrykom van jou sonde, jy moet vrykom van jou omstandighede en jy moet 'n heilige lewe leef. God roep ons op na heiligheid. Dis 'n groot ding, nê? Dis ongelooflik. En ek sit en dink en ek vra myself af, Here, maar is hierdie iets wat ons ooit kan bereik? Want is groot, God is heilig en hy roep ons op om soos hy te wees. En ek weet nie van julle nie, maar ek mis daai bar ongelooflik ver. En tog het God gesê, ons moet soos hy raak. Tog stel hy hierdie bar, nie sodat jy dit moet mis nie, maar sodat jy dit moet bereik. Sodat jy daar moet kom. Hierdie ongelooflike bar van wees heilig. Nou ek het 'n tweede gedeelte in die woord gekry en dit pas so mooi hierby aan. Dit is nogal 'n moeilike gedeelte om te sluk en ek wil dit graag vir jou lees vanaand. Dit staan in Matteus 5 vers 17 tot 20. Dit sê die volgende: Moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of een letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volëindig is. Nou hierdie gedeelte is vir my interessant, nê, want ons hou van daai vers wat sê ons is nie meer onder die wet nie, maar ons word nou gelei deur die Gees. En tog sê hierdie gedeelte dat die wet nie weggeval het nie, nê? Jesus het gekom om die wet te kom vervul. Nou as jy so 'n bietjie gaan lees in vers 21 van hierdie Matteus 5, dan gaan jy hoor waar Jesus sê, daar staan geskrewe, jy mag nie moord pleeg nie. Maar ek sê vir jou, as jy net met haat na jou broer kyk, het jy klaar moord in jou hart gepleeg. En dan praat dit ook van oorspel en 'n klomp ander dinge nie. Wat Jesus die wet kom moeiliker maak. Nou ek het lank hieroor gewonder, want ek weet nie of julle soos ek is nie, ek's 'n praktiese mens. Nee, ek hou daarvan om te weet wat om te doen en hoe om dit te doen. Dis hoekom YouTube so great hit is, nê. Ek kan die video daar agteraan sit. O, dis hoe jy 'n kar se engine overhaul. Dis maklik. Ek is 'n praktiese mens en ek vra vir die Here, maar Here, hoe is dit nie makliker om net 'n klomp wette te volg nie? Nee, stem julle met my saam? As jy weet wat jy mag doen en nie mag doen nie, moet dit nie doen nie. Is nogal pretty straightforward, nê. Dit wat jy mag doen, doen dit en dit wat jy nie mag doen nie, moenie dit doen nie. Dis baie logies en eenvoudig. En die Heilige Gees gesels 'n bietjie met my oor hierdie gedeelte en is tipies wat die Ou Testament was, nê. Die Here het 'n klomp wette vir die volk gegee. En tot vandag toe kan ons nie eers 10 van hulle gehoorsaam nie. Want jy sien, wette kry jou kop by die Here uit, want jy weet wat om te doen en wat om nie te doen nie, maar dit hou jou hart ver van God af. En dit maak jou, die Engelse woord is self-righteous. Want ek doen alles reg, Here, ek is perfek. Meanwhile is jou hart ver van die Here af. Jy sien, God het nie die wet weggevat nie, maar hy het gesê ons word nou gelei deur die Gees. Want hy wil nie net jou kop hê nie, hy wil nie net hê jy moet die regte ding doen en sê nie, maar hy wil jou hart wen. Hy wil hê jy moet afhanklik van hom wees. Hy wil hê jy moet vry wees van hierdie wêreld. Hy wil hê jy moet so op hom vertrou, so tyd saam met hom spandeer, dat as jy 'n keuse moet maak in hierdie lewe, jy na hom toe eers te gaan. Jy sien, hierdie tema van leef vry, kon net sowel gesê het, ek roep jou op na heiligheid. Ek wil hê jy moet vry wees van 'n klomp dinge, want ek wil hê jy moet heilig wees.
Ek roep jou op na heiligheid. Matteus 5 vers 48. Ek kan daai hele gedeelte in Matteus 5 gaan lees. Dit is 'n ongelooflike gedeelte in die woord van God. En ek wil jou regtig uitnooi, maak 'n nota, gaan lees daai gedeelte. Maar Matteus 5 vers 48 sê die volgende: Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Ek gaan dit weer lees. Matteus 5 vers 48 sê: Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Wees julle heilig. Dis 'n groot baar waartoe ons moet gaan. Vanoggend ek het nogal gewonder in my voorbereiding vanmiddag of ek dit moet sê of nie. Maar ek dink tog ek gaan. Vanoggend het ons 'n bietjie met die tieners gesels oor keuses. En ek vra vir hulle toe die vraag: wat was die laaste woorde wat God in die volk gegee het voordat hy vir 400 jaar stil was voordat Jesus gekom het? Die woord sê in daai laaste gedeelte, daai laaste paragraafie wat God ons mee los voordat hy vir 400 jaar stil bly. Ek het nogal gedink dis belangrik, nê. Sê die kinders se harte moet terugdraai na hulle ouers toe of na hulle vaders toe. En die vaders se harte moet terugdraai na hulle kinders toe. Dan sal jou land genees wees en ek sal julle vergewe. En ek besef die 10 gebooie word eintlik in daai gedeelte saamgevat. Jy sien, as paas weer betrokke raak, ouers weer betrokke ouers is, nie agter geld aan hardloop nie, maar die woord van die Here in hulle huise verkondig, sal ons kinders hê wat die woord van die Here in die skole gaan verkondig. As ons kinders se harte weer terugdraai na ons ouers toe. En nie net rebels raak, soos wat ons baie is as ons tieners is nie, nê? Soos wat ek ouer is, besef ek die dom goed wat ek aangejaag het toe ek 'n tiener was. Ek besef my pa was baie keer reg. Ek hoop nie hy kyk hierdie nie. Maar as ons kinders se harte weer terug sal draai na ons ouers toe, ons die woord van die Here in ons huishoudings sal toepas en hoor. Ek wil julle 'n storie vertel. My dogtertjie is nou so 10 maande oud. My vrou sal presies vir julle die dag en die datum kan gee, okay? So 10 maande oud. En interessant genoeg, as jy begin sing, dan gaan haar handjie op. Nee. Sy verstaan nie wat aanbidding is nie. Sy weet nie hoekom ons hande in die lug opsteek nie. Sy weet net as ons praise and worship, dan steek ons ek en my vrou ons hande in die lug en sy het dit gesien en sy naaap dit. En iets ongeloofliks breek in my hart hierdie Desember toe ek weer in die kerk sit en my dogtertjie doen. Waar ek besef dat ons het die geleentheid as 'n generasie om te kies om die wil van God te doen. Ons het die mag as 'n generasie om hierdie land om te draai. Ons het die mag as hierdie generasie om in ons kinders te belê. Ons het die mag as hierdie generasie om vry te leef, sodat ons 'n heilige lewe kan hê. Ons het die mag as hierdie generasie om anders te wees as al die ander generasies voor ons. Om 'n revival weer terug te bring in die kerk. Jy sien, as ons Vader se harte terugdraai na ons kinders toe, en ons kinders se harte terugdraai na ons toe, sal God ons land genees, en hy sal ons vergewe. Ek wil afsluit vanaand met hierdie laaste storie. So Desember maand swem ons so bietjie, en interessant, ons het nie baie goeie lifeguards gehad nie. Die lifeguards het so 10:00 die oggend eers op die strand opgedaag, soke klein oudjies. Nou ek is nie die grootste persoon daar buite nie, maar ek weeg 86 kg. Nou ek het op 'n stadium gedink, ek weet nie hoe hy my gaan help nie. So ek weet nie of hy dalk jou laaste wense net neerskryf en ek weet nie. Maar ons swem vroegoggend. Ek en my suster se verloofde, ons swem bietjie en daar's nie lifeguards of enigiets op die strand nie. En op 'n stadium begin die strome verskriklik sterk raak.
En François, my sussie se verloofde sê nee, hy gaan uit. Sê vir hom nee, is reg, ek's agter jou. En hy sê eentjie voor my, ons gaan verby 'n ma en 'n dogter. En ek besef hulle is te diep. Maar nou swem 'n ou om uit te swem, nê? Jy weet, ons almal swem lekker en ons nie. En toe ons verby haar is, toe sê sy, julle moet ons help, ons is in die moeilikheid, ons kan nie uitkom. En ek besef dat dit presies is hoe sonde in ons lewe werk. Of omstandighede, nê? Baie keer is ons soos daai mense wat lekker inhardloop in die see in. Ons kan ek hou nie daarvan om altyd op drank te fokus nie, maar ons kan 'n biertjie hanteer of ek kan maar so 'n bietjie vloek tussen my vriende, nê? En sonde is soos daai ligte stroompie. Nee, ek kan dit nog vat. Ek kan 'n bietjie branders en goeters vat. En voordat jy jou kom kry, is jy in die moeilikheid. Jy sien, gemeente, sonde het 'n snaakse manier om jou in te trek en as jy in die moeilikheid is, besef jy eers waar jy is. En soos daai ma en die dogter, roep ons dan uit vir hulp. En ek wil jou vanaand encourage, ek wil jou vanaand los. Hierdie jaar gaan 'n jaar wees wat God jou wil vrymaak van 'n klomp dinge. God wil jou kom vrymaak van jou verlede. God wil jou kom vrymaak van jou sondes. God wil jou kom vrymaak van omstandighede in jou lewe, of jy jouself daarin gedruk het of iemand anders. God wil jou kom vrymaak sodat jy voluit vir hom kan leef. Sodat jy nie sal ondergaan wanneer sonde jou eers het. Mag jy hierdie jaar 'n jaar van vryheid beleef. Mag jy hierdie jaar 'n jaar van heiligmaking beleef. Waar God die baar gestel het, en ek weet nie een van ons is daar waar ons dit kan bereik. Maar mag ons daarna strewe om 'n heilige lewe te leef.